Lukas 20 vers 38. Hy amplified it. Now he is not the God of the dead. He is not the God of the dead, but of all the living. For to him all men are alive, whether in the body or out of it. And they are alive, not dead, unto him, in definite relationship to him. Vers 22, 1 Korintiërs 15:22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Soos my boetie gesê het, die opstanding van Jesus Christus is die belangrikste gebeurtenis in ons Christen geloof. Die hele fondasie van Christendom is gebou op die opstanding van Jesus. Moenie vrees nie, sê Jesus in Openbaring. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. He is the I am, and he is not the I was. Ek en Lof het vlugtig daaroor gepraat net nou. Het daai werklikheid regtig hier in ons harte ingesak, dat hy is the I am, en nie the I was nie. Baie kere is dit maklik dat ons verkeerdelik dink aan die Here in die verlede tyd, the past tense. Maar as hy vanoggend nou hier sou verskyn as die I am, hoe sal ons harte verander? Hoe sal ons insigte verander? Hoe sal ons gebede verander? Hoe sal ons verwagting verander? As ons na hom toe gaan en ons weet regtig, waarlik, sonder twyfel, hy is the I am. En hy het gesê, ons sal groter dinge doen as wat hy gedoen het. Kan ons dit werklik glo? Kan ons dit werklik glo, of is hy vir die meerderheid van ons maar the I was? Wat interessant is om te lees van die kruisiging en die opstanding, of is dit regtige werklikheid, 'n waarheid, I am, hy is voorbeeld Jesus. Weerspieël ons lewens dit, weerspieël wat ons sê dit, weerspieël hoe ons bid, weerspieël dit, dat ons regtig weet, dat ons regtig glo. He is. En hy het die sleutels van die doderyk en van die dood. Toe Jesus sterf, gaan hy in die doderyk in en hy vat die sleutels van die duiwel af weg. Jesus claimed his authority over death, and he opened the gates of heaven by offering us this gift of salvation. Die ooggetuienisse, die mense wat dit gesien het, die opstanding ervaar het, is in die evangelies herhaal en is onbetwisbaar. Ons gaan 'n bietjie kyk na dit, Dries het nou daar van een van al die skriffies gebruik waarna ek gaan verwys. Maar ons begin met Matteus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalene en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. Jy ken die verhaal. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Toe Jesus sterf, jy sal onthou, toe hy op die kruis hang, was daar ook 'n aardbewing, en nou hoor ons van 'n tweede aardbewing. 'n Engel sit op die steen wat die graf toegemaak het, wat die graf geseël het. So hierdie engel wat op die klip sit, wys na oorwinning. Die klip wat die graf geseël het, wat die einde van die saak moes beteken het, was weggerol.
Die weggerolde klip was eintlik net simbolies, omdat die graf alreeds leeg was. Jesus se verheerlikte liggaam kon nie deur 'n klip of 'n toedeur teruggehou geword het nie. Die klip is net weggerol, sodat die mens kon sien dat die graf leeg is. Vers 3. And this is the angel, his countenance was like lightning, and his clothing white as snow. En vers 4, en hy het vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. 'n Engel van die Here is 'n magtige wese, en as die engel nog in die dagbreek van die vroeë oggend verskyn soos weerlig, hoeveel te meer sal dit nie aanswekkend wees nie. Hierdie wagte was opgeleide Romeinse soldate, vredesoldate. Die eerste struikelblok wat die vrouens sou teekom, sou die klip gewees het om die liggaam te gaan salf, maar dit is weggeneem. Die tweede struikelblok wat die vrouens sou teekom, wie die liggaam wou gaan salf, sou die wagte gewees het, en die wagte is ook weer die weg geruim. Vers 5. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. The angel could have said that they were looking for Jesus, but he emphasizes, the angel added that it was Jesus who was sacrificed, who was crucified. That is the Jesus that you're looking for. The crucified Jesus is now the power and the wisdom of God, as Paul says. The risen Savior is the life and it is the essence of our gospel. Verse 6. He is not here for he has risen, as he said, come see the place where the Lord lay. Verse 7, and go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he goes before you into Galilee. There you shall see him. Lo, I have told you. Met ander woorde, soos Dries ook gesê het, dit is die vrouens wie die eerste draers van die goeie nuus is. Dit is die vrouens wie die eerste is om die goeie nuus oor te dra van Jesus wie opgestaan het. Die vrouens is op pad om die disippels te gaan vertel. Hierdie is 'n boodskap van hoop. Hierdie is 'n boodskap van lewe, 'n boodskap van oorwinning. Vandag nog is dit die boodskap wat uitgedra moet word deur wie glo, vrouens en deur mans. Vers 8. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. So gemengde gevoelens, weet nie moet hulle huil of moet hulle lag of moet hulle jubel, met groot vrees en met groot blydskap, gemengde gevoelens en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Die grootste gevoel van vrees en vreugde gemeng, dit is die wonderlikste nuus ooit en het is amper unbelievable. Ek kan dit amper nie glo nie. Vers 9. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Vers 10. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. So hierso bevestig Jesus weer dieselfde opdrag, wat die engel aan die vrouens gegee het. Dit is interessant as ons gaan kyk na die ander evangelies, die een van Johannes, byvoorbeeld, wat dieselfde gedeelte gee, maar uit 'n ander hoek uit. Matteus se getuienis het gefokus op sekere punte wat uitstaan vir hom. Matteus fokus op Jesus as die koning wat profesie vervul aan 'n Joodse gehoor. Dit is Matteus se roeping. Johannes se getuienis is 'n bietjie anderste. Johannes fokus op Jesus as die seun van God.
Johannes se weergawe beklemtoon ook die meer persoonlike betekenis van die opstanding. So ons sien nie dat dit verskillende weergawes is nie, maar ons moet dit sien dat hierdie is twee weergawes wat mekaar komplementeer. So kom ons kyk wat Johannes vir ons skryf. Johannes 20 vers 1, and now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been lifted out of the groove across the entrance of the tomb. Ons was daar, ons het dit gesien, daar is baie van my broertjies en sissies wie saam daar was, ons was saam daar. Daar's soos 'n kanaal, soos 'n groef, waar hierdie ronde klip ingerol word. So dit gesien. Vers 2, sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Vers 3, toe gaan Petrus en die ander disippels uit en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, so Johannes was 'n bietjie vinniger as Petrus, en eers by die graf gekom. Vers 5, en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. So Johannes was moontlik jonger gewees, maar hy was nog nie so braaf nie. Maar as ons hier aan dink nou, as iemand die liggaam sou steel, sou hulle nie die moeite gedoen het om eers die doeke te verwyder en dan 'n kaal liggaam te steel nie. Dit maak mos nie sin nie. As iemand die liggaam sou steel, sal hulle net so vat en gaan met dit. Vers 6. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en hy sien die doeke lê. Verse 7, and the grave cloth that was on his head was not lying with the linens, but was wrapped up in one place by itself. So al die doeke is nie net saam by mekaar gegooi nie, die kopdoek is opgevou en hy lê een kant. Die doek wat om die hoof was opgevou. So daar is simboliek hierso, dit is simbolies en dit wys dat Jesus, wie die hoof van die kerk is, sy taak is voltooi, hy het klaar gemaak, die doek is opgevou. Die kleed wat om die liggaam was nie opgevou, dit het nie al gelê. Dit is simbolies ook van die kerk, die liggaam van Christus. En dit is die feit dat dit nie opgevou is nie, wys daarna dat die werk van die liggaam nog nie voltooi is nie. Die hoof sy werk is voltooi, hy is opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin, sy kopdoek is mooi gevou, die kerk, wie moet uitgaan met die blye boodskap, sy doeke lê een kant, nie opgevou nie, die werk is nog nie klaar nie. Vers 8, daarop het ook die ander disippels wat eers by die graf gekom het ingegaan, en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie. Nou, Jesus het telke male lering gegee, dat hy sou opstaan, maar nou eers begin die disippels dit te verstaan. Hoor jy, Jesus leef. Maar Thomas, soos jy weet, het nie gesien nie, en hy kon dit nie glo nie. Later on, you know the story, Jesus would tell Thomas that blessed are they who have not seen and have believed. Geseënd is hulle wat geglo het, al het hulle nie gesien nie. Verse 10, John 20 verse 10, en die disippels het weer huis toe gegaan. So dit was Johannes se beskrywing van wat daai eerste Sondag gebeur het. Maar natuurlik, soos jy weet, nie almal was opgewonde oor die nuus nie. Die skrifgeleerdes en die fariseërs was glad nie hieroor so opgewonde nie. Ons sien hoe daar geskarrel word en planne gemaak word. Die gebeure en die opstanding is vir hulle 'n groot probleem. Ek gaan na vers 11 toe, Matteus 28 vers 11. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. Mense, wat 'n storie moes hulle gehad het.
vers 12. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en 'n raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee. Daar word gesê dat geld wat stom is, maak reg wat krom is. Moontlik is geld die oplossing. Die invloed van geld is sigbaar. Nog steeds sit die bose vandag agter korrupsie en omkoopgeld. Tot vandag toe doen hy dieselfde. Geld was toe nie die antwoord. Geld was toe die antwoord. Om die soldate stil te kry oor die opstanding en 'n leuen te vertel. Die soldate wie eerlik en opreg behoort te wees. Wie behoort te beskerm. Wie behoort die wette onderhou. Omkoopgeld in die langtermyn het dit verrykende gevolge. En dit is nie dadelik sigbaar nie, my boetie en sussie. As jy vir 'n polisieman R50 gee of Kentucky gee om aan die ander kant toe te kyk, die oplossing, dit is vir jou miskien 'n oplossing, maar as jy kyk na die geheel, is dit die grootste fout wat jy kan maak. En dis 'n strategie wat die duiwel tot vandag toe. Ek weet van sakemanne wat vandag sê hulle sal eerder met niks sit voor hulle 'n koevertjie onder die tafel deursit nie. Want daai koevertjie onder die tafel maak jou die slaaf. Omkoopgeld het in die langtermyn verrykende gevolge wat nie dadelik sigbaar is nie. Omkoopgeld is deel van 'n groter probleem en nie deel van die oplossing nie. Vers 13, and said, tell people, his disciples came at night and stole him away while we were sleeping. And if the governor hears of it, we will appease him and make you safe and free from trouble and care. Vers 15. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. My boeties, jy kan nie die implikasies sien as daai soldate eerlik was. As hulle na die Jode toe gegaan het en gesê het, hoor, hierdie skrifgeleerdes van julle wil ons omkoop. Hulle wil vir ons sê dat hy is gesteel. Maar ons sê vir julle, hy was opgestaan. Wat so verskil sou dit aan die Jode nasie gedoen het van vandag? Maar daai bietjie omkoopgeld, laat dit tot vandag toe 'n leuen is. Die gevolge van omkoopgeld is nie dadelik sigbaar nie, maar dit is die begin van 'n vrot kol wat sal lei tot die verderf. Tot vandag toe word die leuen geglo deur die Jode. Hoe anders kon die geskiedenis uitgedraai het as hulle die Messie kon herken? Op Jesus se opstandingsdag alleen het Jesus 5 maal sy verskyning gemaak. The first person to see Jesus on the Sunday was Mary Magdalene. But Jesus also appeared to Peter on the Sunday. He appeared to 2 disciples on the road to Emmaus. Jesus appeared to the disciples except Thomas, who was absent on that Sunday. In Korintiërs lees ons dat Jesus op eenmaal aan 500 volgelinge verskyn het. God raised Jesus on the 3rd day after his crucifixion, signaling victory over sin and over death. Jesus appeared to many followers multiple times over the 40 days that followed. The resurrection confirmed that Jesus is the Son of God, and those who believe in him, sins will be forgiven and the promise of eternal life will be theirs. Hierdie waarheid het Jesus se volgelinge verander van na vreesgevange mense na passievolle evangeliste wie die evangelie versprei het en selfs het hulle die waarheid aanhou verkondig, het hulle as martelaars gesterf. Iemand wat vreesgevange is, moet ietsie ontvang, moet ietsie besef, om as 'n martelaar te gaan sterf. Hulle het gesien die opgestane Jesus.
Jesus leef en het sy plek ingeneem in die regterhand van Vader. Die dood en die opstanding van Jesus. Die leë graf. Die geloof van die apostels is 'n bewys van die graf is leeg, het opgestaan. Die bekering en die roeping van 'n skrifgeleerde, 'n vervolger van Christene met die naam van Saulus, is alles bewyse van die opstanding en die hoop van die ewige lewe wat ek en u vanoggend het. Die feeste van die Ou Testament, die offers in die Ou Testament, het alles gewys na Jesus. Soos pastoor Jacques uitgewys het Vrydag, loop die bloedlyn van Jesus deur die woord, van Genesis af, waar Vader aan die slang sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Van Genesis af is Jesus daar. 'n Profesie wat in vervulling gekom het, met Jesus se opstanding uit die dood. Ek wil begin om af te sluit. Ons kan vandag 'n Boeddha se graf opspoor. Inteendeel, Boeddha is veras, en sy as is in verskillende plekke gestrooi, waar hy gebore is, waar hy eerste gepreek het, en waar belangrike gebeurtenisse in sy lewe plaasgevind het. Mohammed se graf is in 'n moskee in Saudi-Arabië. Die moskee is oor sy huis gebou, waar hy en sy vrou Aisha gebly het. Maar op die buitewyke van Jerusalem, in 'n tuin, is daar 'n leë graf, waar Jesus begrawe was. Amen. Ons was daar, die graf is leeg, hy het opgestaan, die dood is oorwin. Ons is nie sonder hoop vanoggend nie. Hy leef, hy het opgestaan, en so sal ons weer hom glo. Hy het die sterfs van die doderyk by hom. Hoor net bietjie hierdie statistiek. Daar is oor die 300 profesieë in die Ou Testament, oor Jesus se geboorte, oor sy lewe, sy bediening, sy dood en sy opstanding, wat in vervulling gekom het, en wat bewys is, dat Jesus, die Seun van God, wie elke liewe persoon 'n besluit oor moet maak. 300 profesieë, wat in vervulling gekom het, deur een persoon, deur een mens. Die besluit wat ons moet maak, sal ons 'n volgeling van hom word. Daar is nie 'n derde opsie nie, my boetie en sussie. Daar is nie 'n middeweg nie. Die woord waarsku, as ons lou is, sal ons uitgespoeg word. Mag ek so 'n bietjie uit die huis uitpraat? Ek het dit al gedeel met 'n boetie en sussie van my, boeties van my. My vrou maak vir ons een Sondag, maak sy vir ons hierdie klein vetkoekies. Dis so papperige deegies, skep met 'n lepel gooi met olie. Dan kom hy so uit en skop en so aan. En hierdie vetkoekie vul my met heimwee, want my ma het altyd op 'n Sondag aand vir ons hierdie vetkoekies gemaak en melktels. Al was ons getroud, ons weet Sondag aand is ons by my ma. En my ma se huis is net hier so agter ons. En ek voel nie die hartseer van my ma wat nie meer daar is nie. Maar skielik, deur die genade van die Here, kom die herinnering. Sy leef. Sy leef. My boetie wat ek laas jaar begrawe het, leef vandag. En so wil ek vir elkeen aanmoedig wat vanoggend moontlik sit met 'n hartseer, met 'n verlange na iemand wat hulle lewensmaat, hulle ander halfte, hou goeie moed. Hulle leef. Hy is die God van die wat leef. En ons is net hier so vir 'n rukkie, dan gaan ons almal verenig word. Praise the name of Jesus. Kom ons bid net saam. Ja, Here, dankie dat ons nie sonder hoop is vanoggend nie.
Dankie dat ons nie moedeloos of benoud of angstig hoef te wees nie. Dankie Here dat ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, daar wag 'n vereniging, daar wag 'n dag wanneer ons mekaar weer gaan sien, sal saam jubel en juig voor U aangesig. Ons sal aansit by 'n maaltyd, oumas en oupas en vrouens en boeties en maas wat vooruit gegaan het, ons sal ons weer verenig sien. Oh, what a wonderful, blessed assurance. What a hope we have this morning. Here, ons is nie sonder hoop vanoggend nie. Dit maak nie saak wat in die wêreld om ons aangaan nie. Die dood het sy krag verloor en dan sal ons Psalm 23 ervaar waar ons deur die dode sal gaan, weet ons, U stok en U staf is met ons, U vertroos ons, U sal ons veilig deurdra tot in die ewigheid. As nie vir die man langs die kon gesê het, vandag is jy saam met my in die paradys, weet ons Here, daar's 'n paradys wat wag vir ons almal. Al die lof en die eer behoort slegs aan U, en ek bid dit in die wonderlike naam van ons koning. Amen and amen. Praise the Lord. Halleluja. Dit is nie wonderlik om te weet nie, nee, die dood het sy krag verloor. En mag het so wees dat wanneer ons hier so uitgaan vanoggend, al onthou jy net een ding. Onthou net, I am. Nie I was nie, I am. Ons gaan oor na die bediening van die nagmaal, en ek neem na die bekende gedeelte toe uit 1 Korintiërs 11, vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vers 29 in die Amplified, is dit addisioneel, hy sê, for anyone who eats and drinks without discriminating and recognizing with due appreciation that it is the Christ body, eats and drinks a sentence, a verdict of judgment upon himself. Dit is nie net uit die routine wat ons 'n stukkie brood en 'n sappie drink nie. Ons onderskei en ons bely en ons verklaar die dood en die opstanding van ons Here in die gebruik van nagmaal. Amen en amen. Kom ons bid net so. Here, dankie dat ons kan so terugdink aan die aand wat U voor met die disippels gesit het en die nagmaal ingestel het. Dankie Here dat ons vandag nog 2000 jare later ook deel kan wees van daai aand waar U die nagmaal ingestel het. Dankie Here dat ons ook sal net besef die belangrikheid daarvan. Dis U liggaam en dis U bloed wat vir ons gestort is. En mag ons die nagmaal gebruik met die eer wat dit verdien. En ek bid dit in die wonderlike naam van ons koning. Amen en amen. Ek wil vra dat die 3 team sal kom help en die opneem van die offergawes met die bediening van die nagmaal asseblief. As ons net van die week is asseblief. Baie dankie.